1 Tessalonisense 5 vers 18. Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Wees in alles dankbaar. Goeiemôre, ek is Greiling van Rooyen, predikant van AP Kerk Potgietersrus. En ons gesels vanoggend oor ware dankbaarheid. Hierdie week het ons sover gesels oor die wyse waarop Paulus die gemeente in Thessalonika bemoedig om die ware vrede gevind in Christus te bewaar en dit nie te verruil vir 'n aardse vrede nie. Daartoe het hy hulle bemoedig deur hulle te wys op die belang van ware blydskap en ware gebed. Maar daar is 3 elemente wat hy egter in 1 Tessalonisense 5 noem. Oor die laaste van die 3 aspekte sê Paulus dat die Tessalonisense en ook ons vandag in alles dankbaar moet wees. Anders gestel, dat 'n gelowige in alle omstandighede dankbaarheid moet hê. 'n Gelowige se lewe is tog ten diepste 'n dankbaarheidslewe. Uit dankbaarheid vir wat die Here aan ons gedoen het en vir ons gedoen het, is ons lief vir hom, dien ons hom, gehoorsaam ons hom, aanbid ons hom. Omdat ons dankbaarheid gebaseer is op dit wat God vir ons in Christus gedoen en in ewigheid vasgestel het, behoort die dinge wat in die lewe met ons gebeur nie ons dankbaarheid te beïnvloed nie. Die omstandighede waarin die lidmate van die gemeente in Thessalonika hulle self bevind het, was nie veronderstel om enigsins 'n verskil aan die dankbaarheid in hulle harte wat hulle vir God gehad het te maak nie. Die verwerping, die veragting, die bespotting wat hulle ervaar het nie hulle redding in Christus of hulle vaste saligheid verander nie. Nou is dit so, die mens is geneig om net dankbaar te wees wanneer die omstandighede ons pas en die dinge loop soos wat ons wil hê dit moet loop. Andersins is ons vinnig om ons ongelukkigheid duidelik te maak. Selfs God soms te blameer vir alles wat skeef. Wat Paulus hier probeer leer, is juis dat ons nie om die aardse tydelike moet fokus nie, maar op die hemelse ewige. Dan sal ons in alle dinge en deur alle dinge altyd dankbaar bly. Daarom skryf hy ook later in die gemeente in Kolossense 3 vers 2. As julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie. Want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Ons lewe altyd uit dankbaarheid vir dit wat God vir ons gedoen het. Nie net so lank as wat hy doen wat ons wil hê hy moet doen nie. En ook nie net wanneer hy doen wat ons wil hê moet met ons gebeur. Dit is wat Paulus geleef het. Dit is wat hy verkondig het. Dit is wat die Tessalonisense besef en na gestreef het. En dit is veronderstel om kenmerkend te wees van elke gelowige se lewe. Kom ons bid saam. Almagtige God en Vader, dankie vir die ware vrede wat U ons so onverdiend geskenk het. Help ons om in ware blydskap, gebed en dankbaarheid altyd daaraan vas te hou. Mag ons dankbaarheidslewens ook daardeur erken word en daarvan getuig. Ons dank U vanuit die diepte van ons harte. Amen.